Hallo julle, Japie hier. Ek gaan kyk na Jesaja 18 en ek dink dis een van die profesieë wat die duidelikste verwys na Suid-Afrika nadat ek dit deurgewerk het. Dit wat in rooi is wat die Hebreëse woorde kan beteken. Van die vers dit in blou hierso is wat jou Bybel sê. Ek gaan maar probeer om die Afrikaans te doen met julle. En as jy die Engelse weergawe wil sien, ek gaan dit nog maak later vir die Engelse kanaal van Rabbit Hole Israel. Maar soos ek sê, daar is baie bewyse in hierdie vers wat verwys na Suid-Afrika. Daar is spesifiek 3 dinge wat gesê word wat verwys na ons land en spesifiek ons area. En ek sal nou daarby uitkom, kom ons doen maar die Afrikaans. Hier in groen is maar net 'n ekstra verduideliking van hoe wat gesê word inpas by Suid-Afrika. Weer die land van vlerkgegons, wat verwys na baie, wat anderkant die riviere van kus is, of lê, wat onderkant van Afrika, wat onder die Nyl is. Ek het maar so in vorige video vir julle gewys, dat die meer Kivu, wat in Rwanda is, was ook het ook die Nyl, wit Nyl voorsien van water, en dit is onderkant, onderkant Berg Sion, waar Sefanja sou gewees het, wat dit genoem het in Sefanja 3 vers 10, maar ook Jesaja, in sy tyd was die voorsiening van die Nylrivier ook onderkant Berg Sion. While the United States, so hier sien ons nou van die baie wat hulle sê, while the United States holds the record for the most total bee species, South Africa boasts over 1,200 native species. Suid-Afrika is een van die lande met die meeste baie species in die wêreld. En interessant genoeg, Afrika, dink ek sê hulle is daar so 2700 species en 1200 van dit is net in Suid-Afrika self. So, as jy wil kyk na baie, hy is een van die plekke met die meeste baie species. Vers 2, wat boodskappe stuur oor die groot waters en skuite van besies oor die waters, hierdie wat ek onderstreep het, in die Hebreëus, en ook van die ander vertaling, soos in die Engelse vertaling sê dat dit is papierboodskappe op die waters, dit kan dit ook beteken, so wat boodskappe stuur oor die groot water en papierboodskappe op die waters. Dit handel maar oor die mense stuur boodskappe uit na ander plekke toe. Dis wat dit probeer sê. En dan die volgende gedeelte bevestig dit. Gaan weg vinnige boodskappers na die hoog uitgegroeide nasie. In plaas van na, as jy gaan kyk in die Hebreëus, kan dit ook wees vanaf, from, in die Engels kan dit wees to of from. So, in die konteks is dit vanaf. Gaan weg vinnige boodskappers vanaf die lang nasie met gladde vel, vanaf die wyd en suidgevreesde volk, dis wat in jou Bybel sê, maar in die Hebreëus kan dit verwys het na vrees, volk wat in vrees leef, pas die beste by wat dit probeer sê. Die nasie, gewoond om te gebied en te verstrap, en in Hebreëus wat dit sê is, wat onderdruk en getoets gemeet is, in wie se land deur riviere verdeel word. Die jou woord by die Bybel sê dat deursny, maar in die Hebreëus sê dit divide. Die land wat deur die riviere verdeel word. Dis wat dit sê daar. Van hierdie woorde wil ek nou gaan net vir julle wys hierso. Wat ek nou van gepraat het. Dis is of bulrushes, as jy kyk by bulrushes, praat hulle van papyrus, dit kan papyrus, daar is 'n rush, read, 'n papyrus, kan verwys na papyrus, papyrus is mos waarop hulle geskryf het, onder andere, en dan, upon the waters, swift messengers, to the nation, scattered, in die Engels gebruik hulle die woord scattered, 'n nasie wat verstrooid is, wat ook 'n goeie een is,
draw out. En nog 'n betekenis van dit is lang mense, maar 'n goeie woord ook in plaas van lang mense sal wees scattered, mense wat verstrooid is. Wat ook baie goed daar sal inpas natuurlik dan. Mense wat verstrooid is en peeled. Peeled beteken blink of glad. Soos hy sê polished smooth. So mense wat verstrooid is en gladde vel het, of 'n blink vel het. Blink kan seker ook maar verwys na 'n ligte vel, né? To a people, die woord daar to, weet ek moet sê, is from, of vanaf, soos jy hier kan sien, jy kan kies onder hierdie, en in die konteks is from, is die beter woord, want hierdie briewe wat hy van praat, met die boodskappers wat dit uitstuur, is vanaf hierdie mense wat hy hiervan praat. Dit word uitgestuur vanaf waar hulle is. Dis waar vanaf het uitgestuur word. En dan sê a people, in Engels sê hulle terrible, maar die woord daar eintlik is vrees, to fear or afraid, to be afraid or to fear. So is eintlik eerder in konteks dink ek verwys dit na 'n nasie wat in vrees leef. Daar is, as jy kyk maar na Suid-Afrika, die wit nasie daar leef die meeste in vrees van al die wit nasies in die wêreld. Van al die Israel nasies in die wêreld is Suid-Afrika die gevaarlikste, of waar die wit mense die meeste vrees leef, en nog altyd maar half was dit die geval. Dit was nog nooit regtig veilig of lekker altyd vir die wit mense daar nie, soos die ander lande nie. Die ander lande het dit baie lekkerder tot dusver. So die woord daar, goeie woord daar is vrees. From their beginning thereunto, a nation meted out. Meted out, soos jy sê, a rope, a cord, a measuring cord. Nou, as jy gaan kyk, soos ek daar geskryf het vir julle, wat dit beteken, a measuring cord. Eens kyk net hier so. The measuring stick, the Bible frequently uses a measuring line or rod to represent judgment. Yahuwah measures nations and individuals to see if they align with his righteousness. Dis hoekom ek hier geskryf het, getoets of gemeet. En ons nasie word getoets en gemeet deur wat ons deurgaan daar in Suid-Afrika, deur die moeilike omstandighede wat ons ervaar het nou al vir baie lang tyd. Dis iets wat my nogal gepla het en ek baie oor gedink het onlangs. En dit word maar half ook genoem in hierdie profesie van ons mense wat getoets en gemeet word. Hier het ek geskryf of onder measured, onder die Engelse gedeelte, divine evaluation, a moral judgment, a person's spiritual condition, intentions or character being evaluated against Yahuwah's standards. En dit is wat Yahuwah doen, ek glo met ons nasie, hy toets en meet ons aan sy standaarde en hy kyk om vir ons die toets pas, kan jy maar sê. Deur ons omstandighede, deur die moeilike tye, is dit wat hy doen, glo ek, en hoekom dit so moeilik is vir ons. Want dit in die einde van die dag is die land waar hy sy ander Israel uitverkorenes naartoe gaan stuur. So dit maak dan nog sin dat hy eers die mense moet toets en meet en kyk of hulle sy standaarde handhaaf in Suid-Afrika, waar die ander mense heen sal gaan in die toekoms. En dit is waar ek gaan sommer nou noem, waaroor hierdie boodskappers wat die briewe uitstuur, waaroor dit gaan. Dit is word gestuur na hierdie ander Israel uitverkorenes om hulle te laat kom na Suid-Afrika, na die land van baie, onderkant die Nyl. Hierdie twee dinge verwys na Suid-Afrika, maar ek gaan nou vir julle wys, hierdie wie se land deur die riviere verdeel word, is 'n baie duidelike verwysing spesifiek na Suid-Afrika self. En ek gaan dit nou vir julle wys hoekom ek so sê. So, hier het ek net geskryf ook, as ek 'n bietjie gaan opkyk oor die wit Suid-Afrikaners, en hulle sê, die white South African farmers, mostly Afrikaners, were the tallest men globally in the late 19th century,
while their heights have stayed relatively stable since the 1980s. So daai woord wat ek hier gesê het, lang mense, met gladde vel, lang mense kan verwys na ons mense daar in Suid-Afrika, van die wit Israel nasie wat daar is, wat baie lank is, oor die algemeen, maar soos ek vir julle ons nou gewys het in die Engels, kan het ook verwys na verstrooide mense, mense wat verstrooid is na ander lande toe, kan jy sê. Maar dit is maar eintlik wat nou aangaan. Baie van ons mense is maar verstrooid oor die wêreld. En dan volk wat in vrees leef, soos wat ons al gesien het, afraid of to fear, dit maak meer sin. En dan wat onderdruk en getoets, gemeet word, maak meer sin, dit is wat daar gebeur in Suid-Afrika. En dan kom ons kyk nou van vers 3 af, want vers 2 was die mees ingewikkeldste vers van hierdie profesie sover. En die res is meer, soos hulle sal sê in Engels, plain sailing. Al julle bewoners van die wêreld en bewoners van die aarde, as 'n banier opgehef word op die berge, kyk. Nou die berge hierso natuurlik glo ek verwys na Berg Sion, wat op die ewenaar van Afrika is. Maar hy sê berge, so dit kan ander berge ook wees. Soos die Karmel en Eglon en Hor en Hermon. Hulle almal is in Afrika in elk geval. Maar hy sê, lig 'n banier op, wat dit beteken is, hy sê vir die bewoners van hierdie ander lande, soos Amerika, Europa, Engeland, Australië, as die banier opgehef word, waar hy begin het mos in hierdie land, onderkant die Nylrivier, wat die onderkant van Afrika is, as 'n baniere daar opgelig word, moet julle kyk. Hoekom? Want hulle moet ons nou sien wanneer hulle daarna toe moet gaan. Dis hoekom hierdie briewe uitgestuur word, of hulle te sê hulle moet daarna toe gaan. En hulle moet uitkyk vir die baniere wat opgehef word op die berge, en dan moet hulle kyk en hulle moet daarna toe gaan. En as die bassein geblaas word, luister, ja, Jehovah gaan sy mense wat hy daar wil hê in die toekoms, hy gaan hulle laat weet deur sy gees dat dit is tyd. En in hulle harte die begeerte plaas om daartoe te gaan. Jehovah roep na die ander uitverkiesde Israeliete om by mekaar te kom in Suid-Afrika. Dit is waarna hierdie verwys. Die bassein en die baniere. En dan vers 4, want so het Jehovah vir my gesê, ek wag rustig en aanskou uit my woonplek, soos glinsterende hitte bo die sonlig, soos 'n douwolk in die hitte van die oestyd. Hy praat hier van die oestyd, en hy kyk na die oestyd, en die oes is die oes van die Israel nasie. Die oes is waar Jehovah die uitverkorenes oes, of hy maak, ek kan sê, hy maak die uitverkorenes by mekaar, by sy plek waar hy wil hê in Suid-Afrika. Later sal hy dan ons opbeweeg in Kanaan in. Maar wat doen hy met die ander? Hy raak ontslaaf van hulle gaan dood, hulle word weggegooi, verbrand, ons gaan nou hierso lees wat gebeur met die ander, wat agterbly. Wat nie uitverkies is, wat nie die baniere gesien het, of geluister het na die basseine nie. Want voor die oes, as die bloeisel volgroeid is en die blom in 'n ryp druiwekorrel word, sal hy die ranke afsny met snoeimesse en die lote wegkap. Hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge en aan die wilde diere van die aarde. En die roofvoëls sal daarop die somer deurbring en al die wilde diere van die aarde sal daarop oorwinter. So, dit sal maar swaar wees vir die mense wat nie uitverkore is nie, of wat uitverkose is nie. Die mense wat nie die gebooie gehoorsaam deur geloof in Joshua nie, hulle gaan ongelukkig moet deurloop, né? Deur die roofvoëls en die ander diere, wilde diere en ja, oorgegee word aan die, kan jy maar sê, seker maar aan Lucifer se magte om hulle maar half uit te wis, want dit is maar een van sy planne in die tyd waar ons leef, is om Israel nasie uit te wis wêreldwyd. Dis hoekom sy fokus is op die westerse wêreld, met die goeders wat hulle ingespuit het van 2020 af, met die vloed wat hulle nasies vloed met die ander nasies, en dan laastens gaan hulle aanval met oorlog, gaan hy al hierdie Israel nasies aanval wêreldwyd. Ja, hy wil hulle uitwis, hy weet dit is nou tyd vir die tweede Exodus,
En ongelukkig meeste van hulle gaan dit nie maak nie. Net 'n handvol van hulle gaan dit actually Suid-Afrika toe kan gaan. Hier het ek geskryf, die oes van die uitverkiesdes en vernietiging van die Israeliete wat wetteloos leef. Dis waarvan hierdie praat, vers 3, 4, 5 en 6. Vers 7, in die tyd sal aan Jahua van die leerskare geskenke gebring word van die hoog uit, of lang volk, soos ons gesê het in die Engels sê hy die verstrooide volk, met die gladde vel, en die wyd en suid gevreesde, maar ek het ons vir julle gesê wat dit eintlik beteken hierbo. Volk wat in vrees leef, wat onderdruk en getoets of gemeet word. In die tyd, daar gaan ons daar, en dan met die gladde vel, die wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land waarin riviere verdeel word, na die plek van die naam van Jahua, van die leerskare, na die berg Sion. So, van hierdie plek waar die riviere die land verdeel, gaan 'n geskenk gebring word na Jahua toe wat by berg Sion is. En natuurlik, dis op die ewenaar, dis berg Rwenzori, hy het 7 pieke soos ons sien in Openbaring ook. Praat van die berg waarop Jerusalem staan met 7 pieke. Dit is die geskenk wat na jou toe gebring word, het ek besef toe ek hierdie lees, is actually die Israel uitverkorenes wat Jahua voorberei het, deur hulle te toets, soos ek hier geskryf het. Hy het hulle getoets, hy het hulle gemeet, hy het gekyk of hulle die toetspaas gaan deurkom, hy het hulle onderdruk, hy het hulle gesuiwer, dis wat hy gedoen het, en hulle is dan spesiaal vir hom en 'n geskenk vir hom, en dis die geskenk wat na hom toe gebring word by berg Sion. Nou, ek gaan nou vir julle sê, daai plek in Palestina is nie berg Sion nie mense, daai is 'n heuwel. Hulle lyk my weet nie hoe lyk 'n berg nie. In elk geval, ons gaan die uitverkorenes gaan opbeweeg na die regte berg Sion toe. Maar hy verwys spesifiek hierso weer eens na die plek waar die riviere die land verdeel. So kom ons kyk hierso. Genesis 2. Die ding is Jesaja weet, die mense wat die profesie lees, hy weet, hulle weet van wat se riviere hy praat. Dis hoekom hy nie die riviere se name gee nie. Hy weet, die mense het die Bybel, of het die wet, dat hulle het dit gelees, want in die wet staan wat se riviere hy na verwys. Genesis 2 is die riviere waarna Jesaja verwys. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence was parted and became into 4 heads. Ons sien, een rivier het verdeel in 4 riviere. So, dis die land waarvan hy praat, waar hierdie een rivier en 4 riviere verdeel het. Nou moet ons gaan kyk, waar is dit, nee. The name of the first is the Pishon. We went to past land of Havilah, where there is gold, baie goud, nee. And the gold of that land is good. Interessant genoeg, julle tip te gee, idee te gee waar is die plek is. Suid-Afrika, die Witwatersrand, omtrent 50% van al die goud in die wêreld kom van daar af. Het julle dit geweet? Dit gee julle 'n hint dat hierdie Havilah is eintlik daar in die noorde van Suid-Afrika en Zimbabwe. And the gold of that land is good. There is bdellium and the onyx stones, and the name of the second river is the Gihon. Gihon, gaan kyk maar op, is die Nylrivier. Flavius Josephus sê dit ook, en op die ou kaarte van Suid-Afrika, of op die ou kaarte van Afrika, sien jy dit is, die Gihon is die Nyl. So hier die Pishon, wat ook die Tigris genoem word, die Tigray, op ou kaarte van Afrika, sien jy die Tigray. Jy sien die Gihon. The same is that composed of the whole land of Ethiopia, né? Waar is Ethiopië? Is dit in Asië? Nee, hy is in Afrika. And the name of the third river is Hiddekel, and that which is goes towards the east of Assyria. Nou, Ashur, ek het nog geen regtig video's hieroor gedoen nie, maar dit is daar by Damasak, dit is daar op die grens van Nigerië en Niger, daai 2 plekke. So hy het daardeur gegaan, en dan in the fourth river is die Euphrates, maar as jy gekyk Hebreëus, is dit die Peraaf, nie die Euphrates nie mense, hulle lieg vir jou met hierdie woord hierso. Die regte woord is Peraaf. Dit het nie eers dieselfde betekenis nie. Hulle het dit maar net daar verander, want hulle wil hê jy moet glo Asië is die plek waar jy moet kyk.
Maar in elk geval, die Peraaf is die een wat ook verdeel het in 4 riviere. So dis die oorspronklike rivier is die Peraaf. En dan gaan julle nou op die ou kaart, oor die 600 jaar ou kaart van Afrika wys, dat die Peraaf, hierdie kamstige Eufraat, is die Niger rivier. Kom ons wys sommer maar net daai kaart gou. Dan kry julle sommer ook nou 'n idee waar is. Hier's 'n De Verga kaart van die wêreld. Hierdie kaart is oor die 600 jaar oud. Hier is Afrika. Hier's 'n groot sirkel hieronder by Suid-Afrika, né? Dit is 'n verwysing na die tuin van Eden. Hier is die grys voorstelling van dit. Hier sien jy die 4 riviere wat opvloei deur Afrika. En hier is die Peraaf ene wat hierdie kant toe kom, wat veronderstel is om die Niger te wees. Dis daai De Verga hier's ingezoom. Daar is jou tuin van Eden hieronder en die 4 riviere wat van daar af op deur Afrika vloei. Kom ek wys julle gou op die kaart van Afrika self. Hieronder. Ons gaan hier na Port St. John's toe. Partykeer wil hy nie saamspeel nie, hier sê. Hy wil saamspeel vandag. Kyk, hier is die 1 rivier Peraaf. Hier deel hy in 2 op, en hier deel hy 2 en daar 2 en daar 2. So hier 1 rivier deel in 4 riverheads op, hierso. Nou natuurlik, hulle gaan nou nie vloei nou nie meer soos hulle gevloei het nie, want hierdie 4 riviere, 1 rivier wat 4 geword het, dit het gebeur as gevolg van die fonteine van die diepte wat uitgespuit het hierso in die begin met die tuin van Eden. Dit spuit ons nou nie meer uit vandag nie. So dit is maar net die oorblyfsel van wat aangegaan het oorspronklik. En ons sien daar is nog steeds 'n fontein van die diepte wat hier uitborrel en mense gaan daar vir genesing. Maar dat dit is in die Oos-Kaap gewees oorspronklik. Die tuin van Eden. En ek het nog 'n bewys gekry daarvoor deur te kyk na Jubilees 8, waar hy verduidelik wat Shem se gebied is, en waar hy sê, daar's 'n reguit lyn van tuin van Eden deur Berg Sion, wat eintlik Hermon is, wat hy na verwys, en Berg Sinai. En as toe ek 'n reguit lyn trek deur Berg Kenya, wat Berg Hermon is, en die tuin van Eden, waar ek gedink het dit is, trek ek 'n lyn reguit deur in Arabië in. Toe ek inzoom waar hierdie lyn in Arabië inbeweeg hieronder, toe val ek van my stoel af, want toe sien ek Berg Sinai, die regte ene hieronder. En hy pas 100% in by wat die Bybel sê van hoe lyk Berg Sinai. Hy het selfs 'n handprint en 'n voetprint van Jahoua nog op die berg. So dit is nog 'n bewys wat vir my gewys het dat die plek wat ek sê die tuin van Eden is hier in die Oos-Kaap is presies die regte plek. Dit was een van die wonderlikste findings wat ek ooit gehad het in my lewe. Maar ja, so dit is wat die tuin van Eden is in Suid-Afrika. So daardie vers wat vir jou sê, ons gaan net terug hierso. Hierdie vers wat vir jou sê dat whose land the rivers have divided. Dit is, so Jesaja verwys na waar die tuin van Eden is. Hy verwys na die 1 rivier wat 4 riviere geword het, wat ons van lees in Genesis 2, en hy het geweet, sy lesers weet presies waar dit is. Dis net in die tyd waar ons nou leef, wou hulle nie gehad het, jy moet weet waar dit is nie. Want dan sal jy actually verstaan waarvan hy hierso praat. Hulle wil ons nie, jy moet alles verstaan nie. So ons sien is 'n baie duidelike verwysing na Suid-Afrika, hierdie goed, waar die bye is, dit is onder die riviere van kus, daar is bye, daar is onderkant die rivier, die Nylrivier van Ethiopië, en dan is dit ook die plek waar die 1 rivier en 4 riviere verdeel het, en dis in die Oos-Kaap in Suid-Afrika, mense, hier is 100% bewys,
dit is die plek waarvan Jesaja praat hier in Jesaja 18. En dit is hoekom ek sê, dis een van die duidelikste verwysings na Suid-Afrika in enige profesie in die Bybel. Hierdie profesie. Ek het dit nie besef toe ek my studie begin doen oor hierdie hoofstuk, toe besef ek, hierdie is een van die beste verwysings na Suid-Afrika. Tot dusver. Ek het gedaag, Jesegiel 38 vers 13 is die duidelikste verwysing na Suid-Afrika, maar hierdie ene is vir my nog duideliker. So dit is wonderlik mense, dit is wonderlik. En ja, ek probeer dink, is dit alles wat ek wou gesê het hierso? Ja, ek was sommer opgewonde om hierdie te deel met julle, maar dit is nogal ingewikkeld vers 2, en ek het gedink ek sal miskien 'n bietjie vashaak daarso, om vir julle te probeer wys wat dit die Hebreëse woorde eintlik sê daarso. Of die opsies wat jy het met die Hebreëus, wat in lyn is met wat hulle probeer sê, wat Jesaja probeer sê het. Ja, so dit is wonderlik. Dit is 'n verwysing na die tweede Exodus, daardie hoofstuk duidelik. En in hierdie hoofstuk spesifiek wys dit dat Jehovah stuur boodskappers uit na die ander lande toe, om vir hulle te sê, dat hulle moet kom na hierdie plek waar die bye is, waar onderkant die rivier van die Nyl, wat verby Ethiopië vloei, waar die een rivier in 4 riviere verdeel het, dat hulle daarna toe moet kom. Hierdie boodskappers word uitgestuur, om vir die ander wit nasies te sê, kom hier naartoe. Dis een van die dinge wat Jehovah my voorgebruik om te laat vervul. Dank Jehovah daarvoor, en ja, bly nederig daaroor, want in myself kan ek niks doen in elk geval nie. Baie keer voel ek soos 'n Moses wat sukkel met praat en so aan, maar ek probeer maar net gehoorsaam wees, en onlangs het die Engelse kanaal 'n goeie views begin kry oor my video's wat ek vir die Engelse sê, waarna hulle moet gaan, dat hulle in Suid-Afrika toe moet kom, en wanneer hulle dit moet doen, en so aan, skielik het daardie 2 video's oor die 3000 views begin kry, wat ek nie gewoond is om te sien op daardie kanaal nie. Wat vir my wys, is seker tyd dat hulle moet weet, dit is die plek waar hulle moet gaan, en toe is dit ook interessant dat iemand in my comments het actually vir my gesê, ek moet kyk na Jesaja 18, en dankie vir daai persoon, en dit is eintlik ook maar antwoord op, ja, dat dit wat ek doen is reg, en dat hierdie mense moet die pasyn hoor, hulle moet die boodskappers kry, en besef waarna toe hulle moet gaan, en besef dat hierdie plek hierbo is nie Kanaan nie, hulle moet nie daartoe gaan nie. In die toekoms volgens hedendaagse profesie gaan heeltemal verwoes word. Het gaan heeltemal verwoes word. So jy wil nie na hierdie fake Israel toe gaan hierbo nie, wat Lucifer geskep het vir die kort seisoen van misleiding, waarin ons nou leef. Ja, dis deel van die misleiding, daai fake plek met die fake Israeliete. Ja, ek dink dis alles, en geniet julle dag. Ek hoop julle het verstaan wat ek probeer sê daarso met daardie profesie. En ja, soos ek sê, kyk maar, as jy miskien gaan beter verstaan met die Engelse weergawe, ek sal in die nabye toekoms, as ek kans kry, die Engelse weergawe doen. Hy verduidelik het 'n bietjie beter vir my, as die Afrikaans, maar omdat dit my Afrikaanse kanaal is, waar ek het gedoen het in Afrikaans vir julle. So, groete vir julle, totsiens.